Ons het 'n wonderlike Vader en hy is getrou. Hy kan nie ontrou wees nie. Hy is getrou in alle opsigte. En hy is baie lief vir ons. En hy maak met ons bemoeienis. Hy reik sy hand uit na ons toe. Hy sê, hier is ek, vind my. En hy trek ons met koorde van liefde. Hy het 'n sagte hart. Hy het 'n opregte hart. Hy het nie 'n bybedoeling met ons nie. Hy het nie 'n vals bedoeling met ons nie. En hy praat met ons deur sy woord. Ons het 'n groot boek waarin sy woorde opgeskryf is en hy openbaar sy wil, sy neergeskryfde wil openbaar hy aan ons deur sy gees in ons hart, sodat ons kan sien wat sy hart is, hoe hy is, hoe hy oor ons voel, hoe hy oor die skepping voel, hoe hy oor sy koninkryk voel, hoe hy oor homself voel, wie hy is. Hy openbaar homself aan ons. Hy praat met ons. En hy gee ons die vermoë om met hom terug te kan praat. Nou ons noem dit gebed. En wanneer ons met hom praat, dan hoor hy ons. Dink ons ooit daaraan, wat 'n wonderbare kommunikasiemiddel. Om met hom te kan praat en hy hoor ons. En hy sê, bid sonder ophou. Maak julle begeertes aan my bekend deur gebed en smeking. En hy sê, hy verhoor ons. Hoekom verhoor hy ons? Want hy is lief vir ons. Hy dra ons belang op sy hart. Dis vir hom belangrik hoe dit met ons gaan. Dis vir hom belangrik wat in ons hart aan die gang is. Hy hou nie daarvan dat dit met ons swaar gaan nie. Hy lei die volk na die land van melk en honing, want hy hou daarvan as dit met hulle goed gaan. Maar ongelukkig wanneer dit met hulle goed gaan, vergeet hulle van hom. En dan sit half of hulle nie kan bekostig om dit te laat goed gaan met sy volk nie, want dan vergeet hulle van hom. En half is dit, as dit met ons sleg gaan, is ons ore meer oop en ons kan hoor wat hy sê. En nou is ons in hierdie omstandighede waar die lewe vir ons eintlik swaar en moeilik is, maar in die gees gaan dit met ons goed. En in daai omstandighede sê Vader vir ons, praat met my. Hier is ek. Sê vir my wat is in jou hart. En ons het 'n gesprek. As dit met jou sleg gaan, sê vir my. Ek sal jou help, maar my bedoeling met jou is verder as hierdie lewe. My bedoeling met jou is na die dood. En soms is dit nodig dat dit in hierdie lewe met jou sleg gaan ter wille van die lewe na die dood. Want as ons dit net in hierdie lewe maklik het, dan leer ons niks nie. Dis net hoe ons is. Maar in dit weet Vader, hy het medelee met ons. Hoekom? Want ons het iemand wat vir ons intree. Yeshua. Ons voorspraak. Ons middelaar. Tussen ons en die Almagtige is ons middelaar. Wat verstaan wat ons sê. Wat verstaan wat in ons hart is. Wat verstaan hoekom ons optree soos ons optree. Want hy was hier saam met ons. En hy tree vir ons in by ons Vader. En daarom het ons vrymoedigheid om te bid tot ons Vader in die naam van Yeshua. En te sê, Vader, dis wat in my hart is. En as ons kan eerlik met Vader wees, kan ons 'n eerlike, positiewe optrede van hom verwag. Maar soms is ons so, kan ek maar sê, skynheilig in ons gebede, asof Vader nie weet wat werklik in ons lewe aan die gang is nie. Of in ons hart is nie. Ek dink baie keer is dit 'n geval van ons weet nie wat in ons hart is nie. En ons sê wat ons dink hy wil hoor. Want ons is nie eerlik genoeg om ons hart oop te maak. Hy is eerlik genoeg om sy hart oop te maak. Die hele boek is daar vol van. Meeste mense hou nie daarvan en hulle verander dit. Hulle hou nie van God se hart nie. So, as ons tot hom nader, moet dit wees in opregtheid. Soms weet ons nie reg wat om te bid nie, maar die Gees kom ons tegemoet. Want die Gees weet wat ons wil bid, wat in ons hart is.
Hê vrymoedigheid en bid tot Vader. Jou hart oop.